Goeiedag mede-onderwysers, ek is Christo van Meijden en vandag gaan ons kyk na wat is lineêre vergelykings. So in deel 1, lineêre programmering. Wat is lineêre programmering? Lineêre programmering is 'n wiskundige metode om die optimale oplossing te vind vir 'n probleem met beperkings. Beperkings sluit in enigiets soos die aantal bestanddele wat jy het vir die probleem, die aantal mense wat jy moet aanry miskien vir die probleem. So die doel van hierdie lineêre programmering is om 'n maksimale of 'n minimalisering van 'n doelwit, byvoorbeeld kostes en wins. So dit beteken, jy moet vasstel hoeveel bestanddele of hoeveel koekies moet jy verkoop van 'n tipe om 'n sekere hoeveelheid wins te maak, of die meeste wins te maak. Dit word gebruik in verskeie velde, soos besighede, ingenieurswese, logistiek en nog 'n baie verskillende tipe dele. So die belangrike komponente van lineêre programmering is die besluitveranderlikes, die faktore wat ons kan beheer. Dit is jou X en jou Y. Jou doelfunksie wat ons wil maksimiseer of minimiseer, jou meeste of jou minste. Jou beperkings is die grense waarbinne ons moet werk. Jy kan nie buite die grense gaan nie, anders gaan dit nie werk nie. En 'n nie-negativiteit kan nie 'n negatiewe produk hê nie. So jy kan nie -3 bestuurders hê nie, want jy kry nie -3, daar gaan 3 bestuurders wees, maar nie -3 nie. So wanneer gebruik ons lineêre programmering? Dis die beplanning van produksie, soos hoeveel saadjies in die grond moet gesit word om 'n sekere hoeveelheid opbrengs te kry. Die toewysing van hulpbronne. Jy het 20 broodjies, jy moet dit aan 10 soldate gee. Hoeveel gaan elkeen elke soldaat kry om te eet? Logistiek, vervoer, finansiële portefeuilles om die optimale wins te bereken van jou portefeulje. Die skedulering van personeel, wanneer hulle meer ure moet werk, of wanneer ure gekort word. Waarom is lineêre programmering belangrik? Nommer 1, om nie soveel as moontlik tyd te spaar, geld, hulpbronne, om hul doelwitte optimaal te bereik. En dit bied ook 'n agtergrond van besluite grond op die lineêre programmering. Want jy moet weet wat die beste vir jou sak is. Hoe meer geld jy kan maak, hoe beter. So, as ons gaan kyk om 'n lineêre lewenswerklike probleem op te los deur middel van programmering, het ons 7 verskillende stappe. So, eerstens moet jy jou X en jou Y-as gaan bepaal. Tweedens, die doelfunksie in terme van jou X en jou Y. Dit gaan altyd in 'n vergelyking wees. Dan, die skryf van beperkings neer in terme van X en Y. Ongelykheid is altyd 'n ongelykheid. Dan moet jy grafiek teken van lineêre ongelykheid. Met behulp van GeoGebra gaan ons dit doen. Bereken die waarde van die doelfunksie van elke hoekpunt. Kies die hoofpunt wat die beste waarde vir jou doelfunksie gee. En interpreteer die waardes van die veranderlikes en die doelfunksie in konteks van die oorspronklike probleem. So kom ons probleem was, ons het 2 wortelkoeke gebak en 3 melkterte, maar jy wil weet wat jy die beste kan verkoop, dan moet jy jou veranderlikes, jou funksie gaan uitwerk en jou totale moontlike wins kry, wat se een jy moet die meeste van bak, om totale meer winsgewende verkope te hê. So, ons probleemstelling van vandag is Hoërskool Riversdal is besig om uitstapie te reël vir 400 leerders. Die vervoermaatskappy het 10 groot busse en 8 klein busse, maar die groot busse vat slegs 50 mense en die 8 busse vat 40 sitplekke. Maar daar's slegs 9 beskikbaar. Die huurkoste van 'n groot bus is R800
en 'n klein bus is R600. So, ons probleemstelling is, bereken die hoeveelheid busse wat elke tipe gebruik moet word om al die leerders te vervoer teen die laagste moontlike koste. So ons wil nou hier spaar, die help om vir hoërskool universiteit te help spaar. So sê 10 groot busse, 50 sitplekke en 8 teen 40 plekke, maar ons het ook beperkings. So ons moet onbekendes gaan kies. So ons maak X ons groot busse en Y ons klein busse. So ons doelfunksie is, ons kan aanneem dat 'n huurkoste van 'n klein bus is R600 en 'n huurkoste van 'n groot bus is R800. Dis vir ons gegee. So ons doelfunksie is, die totale koste is R600 X, dis vir die klein bussies ons moontlik kan gebruik, of Y ek sien nie is 'n fout, ek sal net gaan omruil in my watsenaams, so daai X en Y moet net omruil, daar sal die bedrag. Die doel van hierdie funksie is om te minimaliseer. So, ons beperkings het ons sê, ons sitplek vereistes is ten minste 400 sitplekke. So ons moet 'n plek hê vir minimum van 400 mense. En ons het bestuurders, ons het slegs 9 bestuurders, so ons kan nie 10 busse gaan huur nie, want een bus gaan nie 'n bestuurder hê nie. Dan die beskikbaarheid van busse, dus sê daar's 8 klein bussies en 10 groot bussies. En ons het geen negatiewe waardes nie. So, gaan teken vir ons op die volgende met GeoGebra die tipe verskillende lyne wat ons al gesê het. Die toelaatbare gebied waar die ongelyke oorvleuel is die 'n veelhoek. So ek het klaar vir ons die ding gaan teken. So die geel deelte is wat oorvleuel en dit is die area waar binne ons kan werk. So ons gaan kyk. Ons het 3 punte. Punt 1 is 8 op die y-as. Punt 2 is 9 op die y-as en punt 3 is 5 op die x-as en 4 op die y-as. So dit gaan vir ons gaan uit kan werk. So as ons gaan sê, ons het vat 8, ons eerste punt was 0.8, so as ons daar 800 gaan maal, met ons R800 vir ons groot busse, geef ons 6400, en daar gaan 400 mense kan inpas. Punt 2, se afsnypunt is 9 groot busse, dis 7200. Punt 3 sinne, geef ons 5 klein bussies, en 4 groot busse, geef jou 6200, wat totaal 9 bestuurders is. Dit wil vir ons sê, die minimum vervoerkoste, is vervoer van 9 drywers, moet daar 5 klein bussies gebruik word, en 4 groot busse. So, ek het vir ons 'n lekker hulpmiddel opgemaak, sodat ons mede-onderwysers lekker kan, so die raak sien, presies weet. So, as jy hierdie plaat sien, gaan ons vra, wat is lineêre programmering? Dit is om die minimum of die maksimum vas te stel. Ons moet 'n doel hê vir ons lineêre programmering. Hoekom ons lineêre programmering gaan gebruik? Daarom kan ons ook ons wins en verlies uitwerk. En beperkings het ons ook altyd benodig. Dan GeoGebra is die program wat ons gebruik om ons grafieke te teken. Dan hoe om GeoGebra te gebruik? Maak GeoGebra oop in Chrome, sleutel 'n vergelyking in, verstel die kleur van die lyne, en dan soek die snypunte van die lyne en die oorvleuring. Dan GeoGebra is nie net goed vir lineêre vergelykings nie, maar ook vir algebra en calculus, grafieke en funksies, soos wat ons gebruik op oomblik, meetkunde, statistieke en waarskynlikheid. So, ek gaan net gou vir ons 'n vinnige demonstrasie wys van hoe om 'n sleutel in te skakel. So, in jou Chrome, wat hy delete, kan ons funksie insit. So ons het nou gesê, ons het 40
van ons klein bussies plus 50 van ons groot bussies. Dit moet groter wees as 400. Want ons kan nie minder nie. Daar is ons grafiek 1. Dan ons tweede eenheid gesê, x plus y moet ook kleiner wees as 9. Hoekom kleiner wees? Want ons kan nie meer as 9 bestuurders hê nie. Daar is ons lyn nommer 2. So as ons nou gaan kyk in ons lyn, is hier ons kruispunt nommer 1, nommer 2 wat ons hier gekry het, en nommer 3. Ek hoop my mede-onderwysers sal nou mooi hierdie lineêre vergelykings kan verstaan. Baie dankie.